Julle, dis 'n nuwe jaar met nuwe dinge en ons is opgewonde om hierdie jaar aan te pak en te begin. En hierdie jaar gaan ons in besonder kyk na verskillende karakters uit die skrif uit. Ons gaan nie noodwendig elke maand na 'n nuwe karakter kyk nie. Ons gaan kyk hoe die teks vir ons lei oor hoeveel preke ons oor 'n spesifieke karakter moet preek. Ons gaan kyk na vroue karakters uit die woord en na mans karakters uit die woord. En hierdie maand met Januarie begin ons met die karakter van Simson. Julle sal onthou daar in die Ou Testament is daar 'n karakter Simson en Simson het hierdie unieke verlossingsmotief. Hy moet op die einde van die dag moet hy Israel gaan verlos. Maar dan lees ons rondom in Rigters 13, lees ons rondom die geboorte van Simson 'n paar interessante dinge. Die engel van die Here wat letterlik Jesus is, wat verskyn aan die ma van Simson. En ons sien later hoekom dit self God is wat aan haar verskyn. Dan gee hy 'n paar terme en voorwaardes. Julle weet daar in die begin het ons terme en voorwaardes partykeer met as jy 'n versekeringsdokument onderteken of advertensie op die TV sien, dan staan daar terme en voorwaardes geld. Nou vir Simson om 'n Nasareer te wees, geld terme en voorwaardes ook. Een van dit is hy mag nie sterk drank drink nie, sy mag iets onrein eet nie, dan mag nie 'n skeermes oor sy hare kom, oor sy kop kom nie, so hy moet altyd lang hare hê en hy sal dan 'n Nasareer wees van God. Nou vriende, op die einde van die dag is daar vir ons ook sekere verantwoordelikhede as ons onsself as Christene bestempel en noem. Daar's sekere maniere hoe ons moet optree. Vir ons sal ons nie sê daar geld terme en voorwaardes nie, want dit is nie iets wat noodwendig 'n prerequisite is om 'n Christen te kan wees nie. Maar op die einde van die dag, as ek en jy onsself Christene noem, dan wil ons 'n lewe van dankbaarheid lei. Dan wil ons lewe anders lyk as die wêreld daar buite. En hierdie week gaan ons bietjie daarna kyk. Ons gaan bietjie kyk na hoe lyk ons lewe anders in kontras met die lewe van Simson wat baie keer nie doen wat die Here vra hom te doen nie. Hoe lyk ons lewe anders wat in gehoorsaamheid aan die Here wil leef? So kom gerus, sien julle Sondag, kom luister na die terme en die voorwaardes wat geld vir Simson, maar ook 'n dankbaarheidslewe wat getuig en spreek van vir mense wat verlos is in en deur Jesus Christus. Ek sien jou Sondag. Deel hierdie met jou vriende en laat hulle ook deel in hierdie vreugde. Sien jou Sondag dan.